Shalom almal en baie dankie dat julle inskakel. My naam is Rabbi Dr. Itzhak Shapira en ek is die outeur van die boeke The Fall of Edom en The New Hamas. Reg oor die wêreld in die laaste video wat meer as 100,000 kykke gekry het, kon ons 'n groot impak maak deur vir julle te verduidelik wat aangaan. Maar vanaand gaan ons selfs dieper delf. Ek gaan met julle 'n groot, diep en donker geheim deel, wat verbind wat nou gebeur met die verkiesing van die paus en sommige van die dinge wat op hierdie oomblik intyds in Israel plaasvind. Dit is nie toevallig nie dat hulle juis vandag aangekondig het dat Israel voorberei vir 'n massiewe aanval teen Iran. Van dit gebeur. Niemand weet nie. Wanneer? Die dag is naby. Ons moet almal aandag gee aan die tekens voor ons. Vanaand gaan ek julle deur die skrifte neem en ek wil vir julle 'n groot geheim openbaar. Maar voor ek dit doen, het ek 'n dringende versoek aan almal. Lees asseblief The Fall of Edom. Lees asseblief The New Hamas. Daardie boeke is geskryf amper onmiddellik na 7 Oktober. Gedeeltes was selfs reeds in beplanning voor 7 Oktober en dit gebeur nou reg voor ons oë. Wat selfs vir my verbaas, is hoe vinnig hierdie dinge plaasvind. En juist daarom dring ek by julle aan. Ons het dit in baie tale vertaal. Kry daardie boeke in die hande, lees elke woord, maak jouself vandag gereed en kies om in lyn te kom met die God van Israel en die Messias van Israel. In die afgelope 48 uur het ons 'n beduidende toename gesien in die retoriek tussen die nasies en selfs tussen die Verenigde State en die staat van Israel. Ons het net vandag, 'n paar uur gelede, die skokkende berig gesien, soos in die drastiese berig wat ek voorlees, het Donald Trump 'n boodskap aan Netanyahu gestuur en ek haal aan. Ons sal julle verlaat, tensy julle wapens neerlê. Volgens die Washington Post word die druk van Trump uitgebrei en hy sê nou vir Israel, as julle aanhou om hierdie oorlog in Gaza te voer, ten spyte daarvan dat die gijslaers daar is, sal ons julle verlaat. Maar vandag het dinge selfs nog erger geword. Net 'n paar uur vroeër het die Europese Unie 'n ultimatum aan Israel gestel en ek lees dit vandag vir julle voor. Internasionale blits, die ultimatum van Trump en nou die dreigement van die westerse wêreld en die woede van die Arabiese wêreld. Klink dit vir iemand bekend? Die blits wat op hierdie oomblik plaasvind tussen die Arabiese wêreld, die westerse wêreld en die Verenigde State, wat almal druk op Israel plaas terwyl Hamas steeds die gijslaers aanhou, is werklik profeties. Daar is 'n geheim wat julle vandag gaan sien en ek haal vir julle aan. Die internasionale druk op Israel om die oorlog in Gaza te stop, word 'n groot internasionale diplomatieke aanval waar Netanyahu nou die skurk is. Nie Hamas nie, maar Netanyahu. In Europa word dinge erger en al daardie hoofopskrifte wat ek vir julle gee, het vandag gebeur. Ek wil hê julle moet oplet hoe vinnig dinge beweeg en dit sê, Europa gaan kansellering van die ooreenkomste met Israel bespreek. Die buitelandse ministerie in Israel sê dit is die slegste posisie waarin ons nog ooit was. Nederland het nou 'n meerderheid bereik binne die Europese Unie wat probeer om 'n embargo op Israel te plaas, soos dinge erger word terwyl die eerste minister van Qatar met Donald Trump vergader. En hy Israel blameer vir die mislukte onderhandeling, terwyl hy hierdie uitstekende verhouding met Donald Trump bou. Vriende, dink julle dit is toeval? Vandag is niks hier van toeval nie. Kyk nou hierdie nuusopskrifte wat vandag uit Frankryk kom. Frankryk sê, ons ondersteun ondersoek van ons hele verhouding met die staat Israel.
Macron gaan voort en sê, saam met Groot-Brittanje en Kanada vandag, dat wat Israel doen nie genoeg is nie. Dit word nodig om ons verhouding met Israel te herevalueer. Vriende, ons sien in die afgelope 24 ure totale eskalasie in hoe die nasies Israel hanteer en hoe hulle na hierdie verskriklike, demoniese optrede van Hamas kyk. Maar wat van Ismail? Wat doen hulle? Kyk na die opskrif vandag uit Qatar. Qatar, wat nou 'n sterk bondgenoot van die Verenigde State geword het, sê in die openbaar, Qatar verklaar oor die blokkade in die onderhandeling. Ons was nie suksesvol om die gaping te oorbrug nie en die verantwoordelikheid lê uitsluitlik by Israel, aangesien Netanyahu onverantwoordelik optree as 'n manier om vrede te bereik. Vriende, daar is geen bereiking van vrede nie. Hamas weet hoekom hulle die gijslaers aanhou, want hulle draai die wêreld teen Israel. Vriende, vandag sien ons hoe Psalm 83, 7 voor ons oë vervul word. Maar wag, ek moet nog vandag julle na 'n groot geheim neem. Nog 1 of 2 opskrifte, alles van vandag af. Laaste waarskuwing voor die ineenstorting. Israel bevind homself by 'n kruispunt waar dit nog nooit in sy geskiedenis was nie. Israel staan op die punt om 'n verskriklike ekonomiese ineenstorting te beleef. Met ekonomiese ineenstorting as gevolg van die koste van die oorlog, 'n tekort soos nog nooit tevore nie, tydens die internasionale druk en die Weste oorweeg om sanksies teen Israel in te stel, alles gelyk. En wat doen Israel? Israel maak gereed om Iran aan te val. Broers en susters, kyk nou dadelik na hierdie 4 opskrifte op julle skerm. Europa sê die situasie met Israel is vandag verskriklik en ons oorweeg om alle bande met Israel te verbreek en 'n embargo teen Israel in te stel. Die Verenigde State is gefrustreerd en nou praat die Trump administrasie heel openlik en sonder om doekies om te draai teen die Israel regering en die Verenigde Koninkryk sê terselfdertyd dat Israel veragtelik optree. Tog noem hulle nie Hamas en die terroriste wat hulle werklik is nie. Nou, kyk na hierdie opskrif wat nou op jou skerm is, wat net 'n paar minute gelede in Israel gepubliseer is, en dit sê: Die Verenigde State bly stil en die stappe en retoriek uit die Verenigde State raak selfs erger soos ons op 'n historiese laagtepunt in die verhouding tussen die Verenigde State en Israel en tussen Europa en Israel afstuur. En al hierdie eskalasie, vriende, gebeur binne dae, binne ure, en jy wonder waarskynlik wat op profetiese gebied aan die gang is. Vandag wil ek vir jou 'n geheim wys, want hierdie eskalasie wat ons nou sien, is reeds geprofeteer as 'n seker teken. Van Gogh en Magog. Kyk saam met my mooi na wat daar staan in Psalms hoofstuk 2 vers 2. Dit sê, die konings van die aarde stel hulle self op en die heersers span saam teen Adonai en teen sy Messias. Vriende, ek wil vir julle direk uit die Midrashi, direk vanaf ons rabbi, 'n groot geheim wys wat in Psalm 2 gevind word. Nou wil ek sommer vooraf sê, die dinge wat ek vandag vir julle wys, is nie my eie bedenksel nie. Ek haal dit direk uit die Midrashe en die kennis van die Hebreëse taal. Dit sê dat daar in hierdie dae konings en heersers sal wees wat by mekaar sal kom, hulle sal saamsweer teen God en teen die Messias. Dit beteken dat die Messias alreeds, ten minste sy gees, reeds hier sal wees. Nou, in die Hebreëus, soos jy op jou skerm sien, gebruik dit die woorde nostojachat. Hierdie woorde nostojachat hou 'n groot geheim in.
Hierdie woord in Hebreëus, nosat, is om saam te sweer. En soos jy nou op jou skerm sien, is die woord nos toe verwant aan die Hebreëse woord jesod. Of fondament, en die vraag is nou, watter soort fondament gaan hierdie konings en heersers aan mekaar sit, en wat het hierdie fondament vandag te doen met beide die nasies, asook met die paus? Let goed op na wat ek jou vandag gaan wys. Dit is baie belangrik. Abraham ibn Ezra het byna 1000 jaar gelede geleef in Spanje en hy het verduidelik dat daar 'n groot geheim in die woord nosto is. Hy het gesê die woord nosto is gewortel in die Hebreëse woord jesod, wat fondasie beteken, wat impliseer dat hulle, die nasies en die heersers, saam 'n gemeenskaplike plan en 'n gemeenskaplike fondasie sal vestig. En hy het gesê, ons sien dat baie nasies onder Dawid se beheer was. En as die psalm oor die Messias gaan, word die saak van wyd verspreide teenstand selfs nog duideliker. Jy sien, daar gaan 'n sekere fondament wees wat teen God en teen die Messias gevestig gaan word. Wie kan daardie twee entiteite wees wat so sal saamkom? Wel, voor ek jou antwoord en vanaand 'n groot geheim aan jou openbaar, wil ek hê jy moet hoor wat Abraham ibn Ezra, een van die hoogste gesagshebbers van die Hebreëse taal, sê. Hy het oor die Hebreëse woord nosto jagad gesê dat hierdie woord, nosto, kom van die woord intrigeer om saam te sweer. Dit is nie alleen gewortel in die woord jesod of fondament nie, maar ook in die woord sod in Hebreëus. Jy sien, in die woord nosto is daar 'n woord wat in die Hebreëse Bybel versteek is, en dit is die woord sod. Sod is sameswering. Dis 'n beraadslaging, maar ook 'n geheim. Daar gaan 'n geheime plan wees wat op die punt staan om geopenbaar te word. En wat jy nou in die wêreld sien gebeur, is die geheime plan wat ontvou. Weereens, die woord nosto het twee betekenisse. Fondament. 'n Ander stel fondamente wat hulle gaan probeer vestig. Ons noem dit 'n nuwe wêreldorde. En jy moet verstaan wat nou gebeur. Daar is 'n nuwe wêreldorde wat reg voor ons oë gevestig word. En binne in hierdie woord, nuwe wêreldorde, is daar ook die woord sod geheim. En wie is daar die heersers? Soos jy in Metsuda Dawid sien, sê dit die heersers word Sarim genoem. Hulle is die Rozanim wat die Sarim is. Die heersers is die Sarim wat demoniese entiteite is wat die nasies beheer. Maar wie is hulle eintlik? Wat verteenwoordig hulle? Wie beheer? Wie is die demone wat vandag beheer? Jy sien, dit sê hier dat hulle teen die Here en teen die Messias sal rebelleer. Die Malbim sê iets wat ons almal in ag sal moet neem, veral in die lig daarvan dat die paus gedurende hierdie dae aan die bewind kom. Hy sê, die rebellie is in twee dele verdeel, een deel teen die Here en nog een teen die Messias. Teen die Here beteken dat daar 'n godsdienstige versag gaan wees wat teen die Here gaan rebelleer. Teen die Messias verwys na die nasionale leiers, dit wil sê na die eerste ministers en presidente. Verstaan jy dit? Abraham ibn Ezra sê vir ons dat dit 'n sameswering gaan wees. Nie bloot 'n samesweringsteorie nie, maar 'n sameswering wat gaan plaasvind, 'n alliansie tussen 'n godsdienstige versag en eerste ministers, regerings wat gaan saamspan. Vind jy dit nie interessant nie, dat op dieselfde tyd dat die nasies teen die Joodse volk draai, sê die paus,
ons is die uitverkore volk. Dit is duidelik wat die rabbies hier vir ons sê. Die godsdienstige owerhede van die wêreld en die leiers, eerste ministers en so meer is reeds besig om 'n geheime plan teen Israel, teen God, teen die Messias te maak. En nou verstaan jy wat tans in die wêreld aangaan. Ek gaan voort om ons rabbies aan te haal en hulle het gesê, die heersers is die sarim, die demone en hulle kom in noue kontak met die konings wat beteken eerste ministers en presidente. Hulle is die eienaars van die geheime en adviseurs oor godsdienstige sake, hulle span in groot geheim saam. Vandag is daar reeds groot geheime vriende wat agter die skerms gebeur wat die meeste van ons nie verstaan nie, tussen Rome, tussen die Katolieke Kerk en tussen die leiers van die nasies. Vriende, ek weet dit is vandag moeilik vir julle om te verwerk. Dit is moeilik om te glo. Maar dit is hoe ons rabbies meer as 1000 jaar gelede oor die eindtye gepraat het. En wat is hierdie groot ding wat hulle probeer vestig? Onthou, dit is die woord nos toe. Vanaf die woord eisod, dit is 'n prentjie van 'n nuwe wêreldorde. En die rabbies het vir ons gesê, hulle sameswering is soos die fondament van 'n gebou, weet julle waarvoor hulle vandag saamsweer? Beide in die godsdienstige wêreld en ook onder die heersers en leiers vir 'n nuwe wêreldorde. En hierdie is iets wat vir ons moeilik is om te verstaan, maar hulle is soos die fondament van 'n gebou. En Rabbi David Kimchi gaan nog verder en sê, hulle het almal as een saam beraadslaag. Die godsdienstige wêreld en die nie-godsdienstige wêreld sluit vandag 'n alliansie teen Israel. Die beraadslaging is ook uitgedruk in die woord Jesod of fondament, want raad is vir werklike uitvoering soos 'n fondament vir 'n gebou. Hulle skep vandag 'n nuwe fondament. Hoe ongelooflik is dit nie dat een van die name van Josef, Messias, seun van Josef, in die Chassidut Jesod is nie, terwyl die naam van Gog en Magog, die oorlog van Gog en Magog, ook Jesod is. Twee fondamente, twee wêreldordes, Messias se wêreldorde en Gog en Magog se wêreldorde, wat Satan se wêreldorde is, staan op die punt om te bots. En een van die laaste stappe voordat hulle teen mekaar bots, is dat ons gaan sien hoe die nasies gaan saamspan met godsdienstige leiers, vriende. Hierdie gebeur vandag voor ons eie oë. En hier gaan die Radak voort en sê, wat is die verwaande dinge wat hulle sê? Die aardse koning sal in die toekoms saam met Gog verskyn. Saam met die Sarim, die demoniese wesens, saam omdat hulle hulself sal verenig teen hul God en teen Dawid, Hashem se gesalfde. Dit is waarheen ons op hierdie oomblik op pad is. Hierdie groot insameling is nie net die insameling van die regverdiges nie. Dit is ook die insameling van die Sarim saam met die nasies en hul godsdienstige leiers teen die Joodse volk. Laat ek afsluit met die woorde van die Ramaat. Die Ramaat sluit af en sê, al hierdie dinge vind plaas tydens die tyd van die oorlog van Gog en Magog. Die oproer van die nasies is die groot byeenkoms. Daar is nie nasies wat by mekaar kom nie, maar eerder koninkryke wat saamkom omdat hulle onder die indruk was dat die Kedusha of heiligheid nie die koninkryke kan oorwin wat by mekaar aangesluit het nie. Vriende, hulle staan op die punt om by mekaar te kom en 'n splinternuwe fondament te skep, 'n splinternuwe wêreldorde, en dit sluit beide die godsdienstige en die nie-godsdienstige wêreld in.
Wat 'n skokkende geheim kry ons vandag uit hierdie woord na ons toe? Hulle probeer om Josef na te boots met sataniese Josef. Maak geen fout nie, wat by die Vatikaan in Rome gebeur, wat in Noord-Amerika gebeur, Edom en Rome, die godsdienstige, die regerings en die nie-regeringsinstansies. Hulle val nou in plek in hierdie groot insameling voor Israel. Ek doen vandag 'n beroep op jou om wys te wees en hierdie dinge te verstaan. As jy meer saam met my wil studeer, sluit aan by hierdie naweek se Yeshiva hierdie Sondag. Die skakel is onderaan hierdie video. Teken in en ek sal vir jou Rome met Edom verbind vir daardie laaste dae. God seën jou en laat ons bid vir Israel en die Joodse volk. Lees the Fall of Edom.